Goeiedag van my kant af, dit is vir my 'n voorreg om weer 'n slag met die NG Kerk Moedergemeente se familie te kuier. En ja, is 'n groot week ook hierdie. Die manne is op die oomblik daar in die Kalahari by Mosplaas en hulle kom Sondag terug met die vee. En dan volgende Saterdag is dit bazaar. En dan ook natuurlik Sondag is dit Pinkster. So ek wil so op 'n manier ook daarby aansluit. Mag dit inderdaad 'n geleentheid wees waar ons vind dat die Here ook by ons aansluit en dat hy ons ontmoet hier waar ons saam is. Ek wil graag begin met die woorde van 1 Johannes 4 vers 1. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. God is tuis daar waar die liefde is. God is liefde en sy karakter is ten diepste gekenmerk deur die liefde. En daarom as ons sy getuies in hierdie wêreld wil wees, dan is die liefde die kenmerk wat ook uitstaande by ons moet wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U inderdaad die God van liefde is. Dat U vir ons kom wys het hoe die liefde eintlik lyk in Christus. En dat U, o Gees van God, hierdie liefde in ons werk. Amen. Liewe vriende en familie, hierdie is 'n geleentheid waar die Here my so gelei het om die gedeelte in Johannes 21 te deel. En dis Johannes 21 vers 15 tot 19. Dit gaan oor Petrus wat 'n nuwe opdrag kry. So dit gaan oor Jesus wat opgestaan het uit die dood, wat aan sy disippels verskyn het, 2 Sondae na mekaar, en dan ook 'n geleentheid daar by die see van Galilea, waar hy vir hulle braaivleis gehou het, en hulle saam vis geëet het en brood gedeel het. En dan by die geleentheid neem hy vir Petrus een kant. En dan is hierdie bekende gedeelte. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom, laat my lammers by. En Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom, laat my skape wy. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê hy vir hom: volg my. Liewe geloofsvriende en familie, dis 'n besondere gedeelte wat mense in die hart eintlik van oorgang plaas, die oorgang van Jesus wat opgestaan het uit die dood en wat dan 'n laaste keer met sy geliefde disipel praat, soos van sy afskeidswoorde, voordat 'n nuwe fase na die hemelvaart eintlik plaasvind.
So belangrik omdat dit Jesus se laaste woorde is. Belangrik ook omdat dit soort van 'n laaste ontmoeting met Petrus is. En dan die inhoud van hierdie woorde, wat dink ek met twee aspekte te doen het. Een is die hart eintlik van die kerk en die kerklike bediening. En tweedens die roeping en opdrag wat ons het. En ek wil graag begin met die embleem wat Calvin gebruik het as soort van sy slagspreuk, sy basiese, wat iets wou uitdruk van wie Calvin is. Baie keer word Calvin so voorgestel as 'n harde teoloog. Hy het sulke dik instituties geskryf oor allerhande leerstellige dinge. Maar dan in die hart van alles vir hom, vir Calvin, het hy sy embleem gekies as twee hande wat 'n hart vashou. 'n Kloppende, warm hart en dit aan Christus gee. En dan is die Engelse opskrif daarby: My heart I offer to you promptly and sincerely. Ek gee my hart aan U. Vinnig, volledig en opreg. Aangrypend, nee. So hierdie ding van om 'n mens se hart vir God te gee. Want ons weet eintlik van die uitdrukking, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees, nee. Daar waar jou hart is. Jou hart sê iets van jou diepste wese, van jou kern van jou innerlike, van jou hele menswees eintlik. En Calvin wou iets hiermee sê, dat my hele lewe behoort eintlik aan U en ek gee dit aan U. Calvin het ook geweet dat hy dit alleen kan sê omdat God eers sy hart vir hom gegee het. Dat God se hart volledig aan hom behoort en daarom het hy geskryf veral oor die genade, dat God in genade sy hart in Christus vir ons kom gee het. Dis miskien iets van wat ons hier kry in hierdie teks. Dat hierdie ontmoeting waar Christus as opgestane Here sy disippels ontmoet en dan vir die hele groep van hulle daar rondom die viswaters, dan is dit asof hy vir Petrus een kant neem. En wanneer hy hom een kant neem, dan kyk hy hom in die oë en dan konfronteer hy hom met wat in sy diepste wese en sy hart eintlik aangaan. Want jy sien, Petrus is lank terug geroep, ook met dieselfde naam Simon. En Petrus het Jesus begin navolg en hy was opgewonde oor sekere goeders. En daar's geleenthede waar Petrus sal kan vertel van hoogtepunte, by wonders en waar hy entoesiasties was, selfs op water geloop het ensovoorts. Maar dan is daar ook die wete dat hy 'n geleentheid gehad het toe Jesus gevange geneem is en dat hy hom 3 keer verloon het. Dat hy hom eintlik ontken het en in die steek gelaat het en gesê het, ek ken hierdie man nie. En nou na sy opstanding kom Christus na hom toe. En hy vra hom 3 keer hierdie vraag: het jy my lief? Het jy my baie lief, meer as die ander? Het jy my lief? Het jy my lief? Gaan oor die liefdesverhouding van Petrus se kant af na Christus. Ja, en nou vra mense, jy weet, hoekom het hy 3 keer dit kom doen? En dan word ook gesê, wat het hy eintlik in hierdie gedeelte nie vir Petrus kom sê nie? En laat ek by die laaste vraag eers aansluit. Wat het hy eintlik nie vir hom kom sê nie? Hy het in hierdie geleentheid nie vir hom kom verwyd en sê, hoekom het jy my verloon nie? Hoekom het jy my in die steek gelaat nie? Hy het hom nie kom kwaadlik neem nie. Hy het eintlik in genade teruggekom na hom toe, hom 'n kans gegee om opnuut sy toewyding te bevestig. Hy het ook nie vir hom allerhande leerstellige goed gevra nie, wat hy alles onthou nie. Hy het eintlik teruggesny na 'n soort van die kern van volgelingskap.
En dit is dat daar 'n verhouding van liefde sal wees. En daarom die vraag 3 keer. Het jy my baie lief? Daar word die woord agape gebruik. Het jy my met totale oorgawe, onselfsugtig lief? Is jy bereid om jou lewe te gee? Die woorde wat Jesus gebruik, byvoorbeeld wanneer hy sy disippels se voete was en sê ek het hulle tot die uiterste lief. Of die woorde wat hy gebruik in Johannes 15, wanneer hy sê dat hy in ons moet bly en ons in hom. En is daai woorde, het jy my baie lief? En dan sê Petrus, ja Here, U weet dat ek U lief het. En dan die tweede keer, en dan gebruik hy die woord phileo. Dis nie noodwendige afswakking, maar dit is hierdie soort van vriendskapsliefde. Is jy 'n loyale vriend van my? En dan sê hy weer 'n keer, Here, U weet dat ek U lief het. En dan wanneer hy die derde keer weer vir hom kom vra, dan bevestig hy dit met die woorde, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hier in hierdie gesprek tussen Christus en Petrus vind hierdie ding plaas dat soort van teruggesny word op die kern van op 'n manier Jesus se genade en liefde aan 'n mens, dat hy eintlik homself weer aanbied. En dat hy homself telkens vir ons gee en dat hy vir onsself tweede en derde en hoeveelste kansse gee. Maar dan ook aan die ander kant dat hy ons 'n kans gee om ons hart vir hom te oop te maak en ons diepste wese vir hom eintlik toe te gee. En soos Johannes Calvin eintlik dit as 'n lewensmotto en 'n lewens soort van embleem vir onsself te kies. Ek herinner my aan die verhaal van Paus Franciscus wat 2-3 weke terug oorlede is. En daar word eintlik in een fliek wat oor hulle gemaak is, oor die 2 pause, een wat vir hom voorgegaan het, word daar 'n toneel uitgebeeld waar hy 'n trouring vat vir 'n meisie. Hy is verlief, sy hart behoort aan hierdie meisie en hy is op pad om die trouring vat te gee. En dan op pad stap hy by 'n kerk verby. En wanneer hy in die kerk dan ingaan, dan word hy half ingetrek in die liefde van God. En dan is dit asof die Here vir hom roep om te sê, maar God, U is eintlik my eerste liefde. En ek sal my lewe aan U gee. En dan moet hy uiteindelik daai ring gaan teruggee, omdat hy sy eerste liefde aan Christus beloof. Maar dan is daar 'n tweede ding, en dit is dat hierdie ou paus het ook 'n hart en 'n liefde vir mense gehad, en vir eenvoudige mense, arme mense veral. En dan het daar 'n bediening gekom, wat eintlik juis die kerk se gesig gedraai het na 'n sagter kant toe, om vir mense om te gee wat broos is, en wat arm is. En op 'n manier het hy iets van hierdie verhaal van Petrus geleef. En dit is tog interessant, nee, dat daai karakter van God op so 'n mooi manier in hom na vore gekom het. Hy het daarom ook gesê, as ek dink aan God, dan dink ek aan 'n glimlaggende God. For me, God is a smiling God. So iets van daai, want nou kom die tweede ding. Die eerste aspek, dink ek, wat ek net saam met jou sal oordink oor hierdie teks is, ek wonder net of die kerk se diepste motivering vir hoekom ons bestaan en hoekom ons lewe, wat ons mee besig is, ten diepste daarin geleë is, dat dit gaan oor liefde. Dit gaan oor die liefde van God, wat ons erken en aanvaar, en wat weer vir ons kanse gee. Het gaan ook oor ons diepste liefde vir God. Het gaan oor 'n spiritualiteit waarin daar passie is, en daar wederwysige kennis is, en waarin ons onsself aan Christus gee. En ek wonder as God jou eenkant sou roep,
jy weet. En hy vra hierdie vraag 3 keer vir jou. Het jy my baie lief? Nee, kom ek maak net seker. Het jy my lief? Miskien 'n woordjie wat ek sou byvoeg. Het jy my regtig lief? Dit het my nogal laat dink, jy weet, waarmee ek besig is in my lewe. Is dit ten diepste gebore uit 'n soort liefde vir God wat ek ook wil leef. Die tweede aspek van die teks is dat Christus dan is elke keer wanneer daar 'n verklaring van Petrus kom, dat hy soort van 'n roepingstaak aan hom toevertrou. En dit het te doen met 'n herder-kudde model. Dit het te doen daarmee dat hy die skaapwagter is en hy sy skape het. En 'n mens dink aan Johannes 10 waar Christus self sê, ek is die goeie herder en ek lê my lewe af vir die skape en ek ken hulle op hulle naam. En ek roep hulle om my te volg en ek sorg vir hulle. En nou wanneer hy op pad is soort van na sy hemelse, wat eintlik beteken hy is maar altyd hier en is op allerlei maniere hier in sy goddelike status, dan gee hy hierdie taak om ook te kyk na sy mense. Gee hy aan Petrus, en ek dink persoonlik hier deur Petrus ook aan almal van ons. En hy doen dit deur te sê, laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Dit is eintlik so mooi, dit gaan oor die sorg wat God het. En die lammers verwys miskien juis na die broses, na die jongeres, na die armes. Want as ons dink aan Christus se bediening, dan is dit presies wat hy gedoen het. Hy het aan die brose skape aandag gegee. En dan die woorde wat oppas beteken en laat hulle wei beteken juis hierdie omgee genoeg om te versorg. Liewe vriende en geloofsfamilie van Mosselbaai, is dit nie dat die Here op 'n manier vir ons terugbring daarna toe om te sê, is 'n verhouding met God, is 'n diepe spiritualiteit waarin jy regtig vir God diep liefhet. Nie miskien die basis waaruit alles in 'n mens se eie lewe en in jou soort bediening en in die kerk moet gebeur nie. Nee? En as hy vir jou sou vra vandag, het jy my baie lief? Wat sou jou antwoord wees? En as jy vandag die opdrag moet hoor, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Jy weet, wat 'n soort roeping is daar wat by jou resoneer? Dink jy aan kinders, kleinkinders, mense rondom jou, familie en vriende? Dink jy aan een of ander diens in die kerk? Jy weet, hoor jy iets dat jy 'n verantwoordelikheid kry om met liefde en met sorg die werk van die Here voort te sit? Want jy sien, ek dink die twee aspekte waar God en Christus hier direk met Petrus praat, bring ons by die hart van ons eie lewe en ons eie bediening. Dat dit gaan om verhoudinge, dit gaan om liefdesverhoudinge, en dit gaan om daai, nie net in spiritualiteit nie, maar in ons hele lewe te leef. En tweedens, dat dit gaan oor die pastorale sorg, die omgee vir mense, en om dit uit te leef. En daarom wil ek graag sluit met die gemeente se logo of embleem. Want die gemeente het ook gekies om iemand te vra om 'n logo of embleem eintlik vir ons te maak. En dit is alreeds in 2007, 2008 is dit in gebruik geneem, en dit is nog steeds amper 18 jaar wat dit deel van ons is. En as jy nou hierdie embleem sien, sal jy weet, dit staan op die muur, dit staan op
die glasskerm by die gemeentehuis, dit word baie keer vertoon. Maar waar kom hierdie vandaan? En die grafiese ontwerper wat dit gedoen het die motief van die rasionaal agter hierdie logo, het hy soos volg verwoord. Die logo simboliseer lewe en oorvloed. Die kruis is aan die hoof om Christus as die fokus van die gemeente te simboliseer. Die harte is die liefde tussen gemeentelede en hulle liefde vir God. Hierdie liefde straal goddelike liefde en warmte uit. Die geronde vorms van die logo kan gesien word as vuur, wat die Heilige Gees simboliseer, of watergolwe, wat eie is aan Mossebaai, maar ook 'n konnotasie het met die werk van God. Die logo is dus 'n viering van die liefde en lewe wat God wakker maak in die harte van gemeentelede. Liefde en lewe wat ook uitgestraal word na die res van die gemeenskap en die wêreld. Die logo sê iets van presies wat hier tussen Christus en Petrus gebeur het. Dit sê iets van waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. Sê iets van die warmte en liefde wat uitgestraal word na die gemeente en die gemeenskap. Mag die Here ons daarmee help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U bo alles eintlik oor die liefde gaan. En gee dat ons harte nie net vir U sal gee nie, maar ook sal weet dat U hart eintlik eerste vir ons gegee het. En dat ons daarom gevra word om ons harte op 'n manier vir U te gee. En hoor ook, Here, dat die manier waarop ons dit doen 'n manier is waarop ons graag hoor dat U ons ook opdrag gee om die skape op te pas, om die lammers te laat vei en om die skape te laat vei. Help ons, Here, gee aan die gemeente, hulle predikante, Henry en Perry en Dean, en ook elkeen wat saamwerk hierin as 'n groter span, gee aan hulle U liefde en genade, dat dit sal uitvloei en dat dit inderdaad soos golwe sal wees wat uitrol in hierdie hele Mossebaai, soos vuur sal wees wat aangesteek word in mense se lewens, dat ons harte duidelik sal wees vir ander mense. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Die Here groet U ook genade en vrede vir jou van God ons Vader en Christus ons Here. Amen.